Goeiemôre aan almal en baie welkom by ons hier as gemeente NG Kempton Park Oos. Altyd 'n voorreg om met die tyd saam met julle te spandeer. Nou geliefdes, ek dink dit is vir my baie veilig om te sê, na hierdie afgelope week of so, kan ons met absolute sekerheid sê, dit is net in Suid-Afrika, waar ons van sneeu tot eintlik somerweer kan kry. Dit is, mens sukkel om eintlik maar dit te verstaan, maar geliefdes, deur dit alles, hoop ek julle was warm genoeg, en nou die afgelope paar dae, hoop ek julle het weer ietsie gehad om julle af te koel, want ja, dit lyk my die somer is baie gretig, om weer vandag, of so gou as moontlik, hier te wees. Geliefdes, ek deel graag net 'n paar afkondigings. Ons lentefees is 6 dae weg van die uitsaaiing van hierdie spesifieke boodskap. Hierdie komende Saterdag, die 29ste Augustus, skop ons af met ons lentefees. En geliefdes, almal van julle is meer as welkom. Tot die van julle wat van ver af is nou maar in julle hande hoe julle hier kan uitkom. Maar geliefdes, kom kuier saam. Daar gaan baie kos wees om te eet. Ons het doelbewus hierdie jaar gesê, ons gaan meer kos kry. Daar's curry and rice, Jeffels en vetkoek, puddingtafel, koekies, pannekoek. Daar is susaties, prego, steaks, boereworsrolle, ag geliefdes, waaraan julle ook al kan dink. Dan gaan daar verskeie aktiwiteite wees vir die jonges, 'n speelarea, as ons dit nou maar so kan sê, 'n lente speeltuin. En dit is waar julle as ouers, julle kinders net vir so rukkie kan gaan los, waar hulle kan gaan speel en hulle goedjies kan doen, en julle kan dan rustig deur die res van die bazaar loop. Daar gaan ook verskeie aktiwiteite wees vir die van ons wat bietjie ouer is, maar steeds baie kompeterend, so geliefdes, kom kuier die dag saam met ons. Dan is daar ook 2 groot kompetisies wat die dag gaan plaasvind. Dit is die broodbak en die koekbak kompetisie. So geliefdes, enige een van julle wat daar bietjie wil wys wat julle kan doen, is meer as welkom. Al wat ons wel vra, die koek, as julle wil koek bak, hou dit asseblief net by die tema lente, en die brood, julle kan enige tipe brood bak. Daar is 'n span wat dit sal beoordeel, en daar is besonderse pryse om te wen. Al wat ons vra is dat julle dit net Saterdagoggend vroeg sal kan deurbring, dat alles in orde kan wees. Die lentebazaar begin amptelik om 9 uur. Ons het hierdie jaar doelbewus besluit om dit net 'n titseltjie aan te skuif, laat ons almal net saam kan kuier en bietjie ook langer by die kerk sal wees. So geliefdes, deel die boodskap so ver soos wat julle kan, enige iemand, en almal is welkom, en ons sien uiters baie uit. En die tweede afkondiging, dit is nie meer te ver nie, en dan is dit ons uitreikprojek. Nou geliefdes, die van julle wat hierdie projek van ons dalk nie ken nie, ons gaan basies in 'n groot area rondom ons na verskeie karavaanparke toe of so, en dan bring ons die kindertjies vir spesifiek laerskoolkinders, bring ons kerk toe. En daar vir 3 dae kuier ons saam met hulle, ons bedien hulle, ons maak vir hulle kos. Dis net 'n ongelooflike geleentheid om net bietjie terug in die samelewing en in die gemeenskap terug te stoot. Indien enige een van julle op enige manier sal wil uithelp of betrokke wil raak, deel van die span wees, julle is meer as welkom om my te kontak. Nou die van julle wat nog nie my besonderhede het nie, heel aan die einde van die erediens, soos hulle sê met die outro video, verskyn die kerk as ook Dominee Braam en my se kontakbesonderhede. Maar geliefdes, dit ons afkondigings, kom ons word stil, en ek begin dan ons erediens deur 'n wotum. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons vandag weer kan stil word voor U. Dankie dat ons gedagtes op U kan rig. Dankie dat ons weet, maar alles wat goed is, kom van U hand. En Here, dankie vir die vrymoedigheid om U te kan nader met enige iets en alles wat op ons harte druk. Baie kere is ons huiwerig. Ons is bang, ons weet nie hoe U gaan reageer oor die dinge wat ons in hierdie lewe doen nie, die foute wat ons maak nie. En baie kere verhoed dit ons
om voor U te staan as U kinders, geliefd. Laat ons altyd onthou, maar Here, niks kan ons skei van U liefde nie. Niks kan tussen ons en U kom nie. Die finale prys is vir ons klaar betaal. En ons het 'n toekomsverwagting, 'n ewigheid saam met U. Here, dankie vir die liefde wat U vir ons al gewys het, steeds doen en die toekoms in ook sal doen. Ons erken daarmee, maar ons verdien dit nie. Maar ons is eerlik en ons sê, ons ontvang dit, Here, nie oor ons eie goeie dade, ons eie prestasies nie, maar uit U genade en liefde alleen. Maar Here, dan vra ons ook so, dat die dankbaarheid wat so binne ons kruip en groei, dat dit ook vorentoe sal beweeg, Here, dat dit ons sal laat dryf tot verandering en vernuwing. Ons wil nie net vir U dankie sê nie. Ons wil 'n pad saam met U stap, ons wil 'n verskil maak, en ons wil ander mense ook vertel van hoe wonderbaarlik U is. Here, dankie vir U woord. Dankie dat ons daarin kan groei, dat ons daaruit kan leer. Help asseblief dat ons elke geleentheid wat ons het, kan benut om weer na die geskiedenis te gaan kyk, Here, hoe U mense se lewens aangeraak het, en daardeur geïnspireer kan word in die lewe van vandag. Ons dink baie kere maar, destyds, dit is maar toe U hier op aarde deurgedring het tot ons, en deesdae is dit eintlik, U is steeds hier met ons. U stap steeds 'n pad saam met ons. Ek wil vra, Here, dat U ons oë vir dit asseblief sal oopmaak. Gebruik ons waar nodig. In 'n wêreld waar daar soveel swaarkry is, Here, soveel lyding. Help asseblief dat ons deel van die oplossing kan wees, deur U hande en voete te wees in die gebroke wêreld van vandag. Lei ons, Here, en dankie dat ons vandag ook met absolute oortuiging kan sê, ons Verlosser leef. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag kom uit Genesis 45, ons gaan van vers 1 tot 15 lees, let wel eers bietjie later, en dan aan die einde van die erediens gaan ons ook Genesis 50, 'n gedeeltetjie daar lees. Ons tema vir vandag, kan my foute as 'n individu God se voornemens vir my of enige iemand met wie ek baie kruis om sy gooi? Kan ons verkeerde besluite, ons oortredinge, ons nalatigheid, kan dit God se bedoelinge vir ons verydel? 'n vinnige inleiding. In die wêreld van vandag, vir ons om enigstens suksesvol te wees in ons werk, finansies, verhoudings, enige faset van ons lewens, word daar van ons, en wie ook al saam wie ons hierdie reistog neem, verwag om 'n oneindige hoeveelheid regte besluite te maak, vir sukses om enigstens 'n moontlikheid te wees. Soveel dinge moet eers in plek val, voordat daar gesê kan word, maar hierdie of daardie is 'n sukses. En terselfdertyd moet die mense rondom ons, wie saam met ons hierdie pad stap, ook besluite van so aard neem, wat ons daarin ondersteun. Die ander kant van die muntstuk, 99 regte besluite, kan om sy gegooi word deur een enkele verkeerde besluit, wat ons maak, of wat iemand anders te maak. Ek deel gou graag 'n paar voorbeelde. Formule 1, geliefdes, ek weet hier's baie van julle wat absoluut kenners hierin is, maar die hoeveelheid voorbereiding wat in so 'n wedren ingaan, ek dink nie ons besef hoe baie dit is nie. Die ontwerp van die motors, hulle bakke, die wiskunde wat daar agter is, die aerodinamika wat uitgewerk moet word, die motor self, die engine, die elektronika, honderde, nie dalk duisende mense wat betrokke is by die ontwerp van hierdie motors. Hoeveel oefening moet die drywer deurgaan om so 'n motor te kan ry? Ek weet nie of julle al van die video's gesien het, maar hoe sterk hulle nekke moet wees vir al daai drukking as hulle binne hierdie motors ry.
Die eindlose hoeveelheid besluite wat hulle in splitsekondes moet maak op die dag as hulle kompeteer. Duisende dinge moet in plek val vir so 'n motor om 'n wedren van begin tot einde te kan ry. Maar een fout van die drywer. Een draadjie wat dalk verkeerd gekoppel is. 'n ander drywer wat 'n tiende van 'n sekond te vroeg of te laat draai en alles kom tot niet. Nog 'n voorbeeld. 'n jong dogtertjie het 'n uiterse passie om ander te versorg en te help. Sy wil 'n dokter word. Van skool af sit sy soveel tyd daarin. Elke dag is dit taak na taak, leerwerk, sy lewe haar hele jonger lewe verby agter die boeke. Sy mis uit op so baie vriendskappe, verhoudings om bloot net die lewe te kan geniet. Sy het verskeie mediese in hul werke gaan waarneem, of soos hulle in Engels sal sê, hulle gaan shadow. Aan die einde van skool het sy 7 onderskeidings gekry. Alles wat sy kon doen is gedoen, alles is in plek. Sy doen aansoek om by 'n universiteit medies te gaan swat. Maar ongelukkig, deur iets wat totaal en al buite haar beheer was, die paneel wat haar aansoek oorweeg het gesê nee. En haar aansoek is weggewys. Laaste voorbeeld. 'n jong seentjie wil 'n rugbyspeler word. Sy droom is om eendag vir die Springbokke te speel. Sy ouers koop vir hom sy heel eerste rugbybal. Ek weet, ons mans onthou nogal ons heel eerste rugbybal wat ons gekry het. Elke dag oefen hy, nie net 'n bietjie nie, hy doen moeite. Hy leer mooi, maar hoe is ek veronderstel om die bal vas te hou? Hoe gee ek links aan? Hoe gee ek regs aan? Hoe hou ek die bal as ek moet skop? Hy doen moeite. Hy leer tot die reëls van 'n jong ouderdom af en dit lyk regtig asof hierdie mannetjie 'n belovende toekoms gaan hê. Eendag kom sy pa by die huis aan omgekrap en hy het sy werk ongelukkig verloor. En sy seun kom na hom toe aan, opgewonde oor wat hy die dag geleer het, oor hoe om die bal op 'n sekere manier te skop. Papa, kom kyk. Hy hou aan, papa, kom kyk, oor en oor. En na alles wat met die pa die dag gebeur het, kon hy dit net nie meer inhou nie, en soos hulle nou maar sal sê, hy snap. En hy skree op sy seun, dat hy nooit ergens in hierdie lewe gaan kom deur bal te speel nie. Hy sê vir hom hy is 'n mislukking, en hy moet eerder iets beters met sy tyd doen. Hy moet dalk fokus op skool, goeie kwalifikasie eendag te kry. Dit was die laaste dag wat daai seun aan 'n rugbybal geraak het. Alles kan in plek wees. Regte besluit na regte besluit. Ons kan elke moontlike uiteinde uitspeel en daarvoor reg staan. En steeds kan een fout of een verkeerde besluit van ons of van iemand anders die toekoms waarvoor ons gehoop het vernietig. Geliefdes, is dieselfde van toepassing met ons verhouding met die Here. Moet ons soveel regte besluite maak, moet ons soveel dinge eers in plek laat val voordat ons 'n verhouding met God kan hê? En dan loop ons nog die risiko van as ek een voet verkeerd sit, of as iemand anderste dalk iets verkeerd teenoor my doen, wat my lewe op 'n nadelige manier affekteer, gaan my verhouding met God ineenstort. Is God so gierig om dit wat hy met ons het, weg te gooi, indien die kleinste uitdaging ons baie kruis? Iets om so lank aan te dink. Ons gaan 'n bietjie later weer terug hierna kom. Ons skriflesing vir vandag, soos uitgelig, kom uit Genesis 45 vers 1 tot 15. Dit handel oor die gebeure van Josef, toe hy as tweede in bevel oor Egipte aangestel is. Nou geliefdes, ek moedig elke liewe een van julle aan, gaan lees weer geskiedenis, gaan luister na Dominee Braam se boodskap van laasweek, dit moedig ons ook aan. Ek het nog altyd 'n baie sagte plek in my hart gehad vir die geskiedenis van die Bybel, maar dit leer ons so baie. Ongelukkig vir vandag se boodskap kan ek nie deur alles gaan nie, so ek gaan net die nodige gedeeltes uitlig, sodat ons kan verstaan wat hier gebeur.
Josef was een van Jakob se 12 seuns gewees. Nou Jakob was die kleinkind van Abraham. En Abraham was die een met wie God 'n verbond ingetree het. Baie belangrik vir ons om vandag te weet. Josef was sy pa Jakob se gunsteling gewees, sy witbroodjie. En Josef se broers het dit geweet en dit het hulle baie jaloers gemaak. Dit het toe uitgedraai dat hulle hom probeer doodmaak het. En een van die broers het toe ingespring en gesê, ons wil nie ons broer se bloed op ons hande het nie, kom ons verkoop hom eerder. Nogal 'n moeilike situasie wat daar uitgespeel het. Hy was toe verkoop as 'n slaaf en hy het in Egipte opgeëindig. Hy was toe daar tronk toe gestuur vir iets wat hy nie eens gedoen het nie. En daar het hy die geleentheid gehad om die bakker en die skinker van die farao, wie saam met hom in die tronk was, se drome uit te lê. Na dit het weer 'n hele paar jaar verbygegaan en die farao het toe 2 drome gehad. Een van maar koringare wat die vet koringare eet en maar koeie, 7 maar koeie wat die vet koeie opeet. Wat 'n groot hongersnood in Egipte voorspel het. 7 goeie jare, maar daarna 7 slegte jare. Josef het dit so aan die farao oorgedra en hy het hom gewaarsku vir dit wat voorlê. Die farao was toe so in sy skik met Josef gewees dat hy hom as tweede in bevel oor die hele Egipte aangestel het. Nog 'n paar jaar het verbygegaan en die mense het toe begin sukkel weens hierdie hongersnood. Jakob en Josef se ander broers ingesluit. Jakob sê toe vir sy seuns, maar gaan Egipte toe, daar waar die farao is, en gaan vra vir hulle of hulle nie vir ons kos het nie. Want danksy Josef se waarskuwing kon die farao hul genoeg kos opgaar en stoor tydens die 7 jaar van oorvloed, dat daar oorgenoeg was vir hulle om daarvan te leef en dat hulle ander mense ook daarmee kon help. Hierdie was die eerste keer wat Josef weer sy broers gesien het nadat hulle hom verkoop het. Kenners vermoed om en by 20 jaar het hy verbygegaan. Toe Josef se broers daar opdaag, het hulle hom nie herken nie, maar hy het hulle wel herken. Nou baie mense se reaksie hierop is, ag maar dit maak nou nie heeltemal sin nie. Hoe kan die een broer hulle herken, maar hulle kan nie die ander broer, iets is nie lekker hier nie. Wel, geliefdes, as ons in ag neem, dat Josef om en by 16 was, en hier was hy 36, hy het gelyk soos 'n Egiptenaar. Sy hare was 10-10 afgeskeer, hulle klere gedra, grimering aangetree, en daarmee saam moet ons ook in ag neem, sy broers, hulle was 10-10 baie verboureerd, toe hulle daar was. Hier is hulle, hier by die farao, en hulle moet nou iemand kry om te bedel vir kos en oef, hoe gaan dit uitdraai? Hulle was 10-10 baie angstig. So, met dit alles wat gebeur het, glo ek absoluut, dat Josef hulle erken het, maar hulle nie vir hom nie. Wat volg, is toe Josef wat hulle doelbewus op die proef gestel het. Hy wou sien, maar het hulle verander van 20 jaar terug, het hulle harte enigsins vernuwe. Al wat ons vandag hoef te weet, is dat daar 'n groot heen en weer tussen Josef en sy broers was. 'n hele klompie dinge het gebeur en ek wens ek kon deur dit alles gaan, maar dan gaan hierdie hele preek basiese geskiedenisles wees. Maar wat ons wel moet onthou, is dat deur dit alles het Josef homself nie aan hulle bekend gemaak nie. En dit het 'n enorme groot las op hom geplaas. Ek meen, kom ons plaas onsself gou in sy skoene vir 'n oomblik. Ja, sy broers het hom verkoop. En dit is, ek kan nie eens indink hoe swaar dit vir hom moes gewees het nie, maar hy kon sy broers weer sien. Hy kon weer met realiteit of met sekerheid sê, julle leef. Hoeveel keer in die lewe het hy dalk gewonder, maar ja, wat het van hulle geword? Ek hoop hulle is okay. Hy was nuuskierig oor hoe gaan dit met sy pa, of sy pa gesond is en werklik nog lewe. Hy sien sy broer Benjamin weer. Nou geliefdes, daar's 'n rede hoekom ek spesifiek Benjamin uitsonder. Onthou, Josef en Benjamin was die seuns van Rachel en Jakob. Al die ander broers was die seun van Lea en Jakob. So Benjamin en Josef het net 'n baie noue band gehad. Al hierdie en soveel meer wat ek nie uitgelig het nie, het so swaar op hom gedra dat tot op 'n punt kon hy net nie meer nie. En hy het in mekaar ingestort en hy het baie erg begin huil.
En geliefdes, dit is waar ons skriflesing vandag begin. So kom ons lees ons gedeelte saam, Genesis 45 vers 1 tot 15. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land, daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe. Moenie tel hom nie. Kom bly in die Goshen streek, dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. 'n Pragtige gedeelte is dit nie. Eintlik ook baie emosioneel om te sien wat hier gebeur het en veral ook as ons Josef se gesindheid in ag neem. 'n Mens sou nie dink dat Josef was weggegooi en verkoop as 'n slaaf nie, want sy optrede teenoor hulle, waar hy homself aan hul bekend maak, is die van vrede, liefde en vergifnis. En geliefdes, dit is presies oor hierdie rede, dat hierdie teks eintlik so kragtig is om vir ons aan te moedig, maar vergewe die wat teenoor ons ook verkeerd opgetree het. Dat ons nie moet vashou aan dit van die verlede nie, dat ons nuwe moontlikhede moet soek. En dit is 'n kragtige boodskap. Maar vir vandag, en ook na aanleiding van ons inleiding, gaan ek bietjie 'n ander rigting gaan. Josef maak dit baie duidelik aan sy broers, maar dit is God wat hom Egipte toe gestuur het, nie hulle nie. Inteendeel, hy maak dit 'n hele klompie kere aan hulle bekend. Die rede daarvoor is dat hy sy broers probeer vertroos en die boodskap probeer oordra dat hulle moenie bekommer nie. Hulle moenie dat dit nou te swaar op hulle harte dra nie. Onthou, kom ons plaas gou vir 'n oomblik onsself nou in hulle skoene. Hulle weet nie wat met hulle broer gebeur het 20 jaar terug, toe hulle hom as 'n slaaf verkoop het nie. Hoeveel keer moes hulle gewonder het, maar ek wonder wat het met Josef gebeur. Ons het verkeerd opgetree. Ons moes eintlik vir pa gesê, moes ons dalk nie agter hom aangegaan het nie. Leef en geliefdes, ek kan myself nie indink wat hulle moes gedink het nie. Maar hier staan hy voor hulle. Hulle het 10 vir hulle lewe gevrees, want hulle het nie geweet, gaan Josef hulle nou terugkry of wil doodmaak vir dit wat hulle aan hom gedoen het nie. Maar hier sê hy vir hulle, moenie bekommer nie. Dit was deel van God se groter plan vir my, as ek daardie bewoording kan gebruik, vir ons, vir almal, veral met hierdie groot hongersnood wat hulle getref het. Moenie dat dit julle onderkry nie, moenie dat dit julle nog pla nie. Die gevaar hiervan is dat ons vandag, afgesonder van die gebeure en die konteks van destyds, die afleiding kan maak en sê, maar as God
Josef Egipte toe gestuur het, as hy die een is wat hom vooruit gestuur het, dan moet God die oorsaak wees van al die sleg wat met Josef gebeur het, of in ander woorde, dan moet God die outeur wees van Josef se ellende. En geliefdes, as ons net hierdie gedeelte lees, uit konteks, maak dit eintlik nogal sin om dit so te interpreteer. Daarom wil ek nog 'n gedeelte lees, wat vir ons duidelikheid hierop gee. Genesis 50, van vers 15 tot 21. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, daarom het hulle 'n brief na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misstand teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Geliefdes, kyk net na die vrees wat Josef se broers gehad het, nie oor die tipe mens wie hy was nie, maar vrees vir dit wat hulle verkeerd gedoen het en dat hy hulle dalk gaan wil terugkry daarvoor. Hulle buig voor hom neer, hulle offer hulle self as slawe. Maar geliefdes, is pertinent om hier uit te lig. Dit is oor hulle verkeerde optredes dat hy Egipte toe gestuur is. Hulle het besluit om hom as slaaf te verkoop. Dit was nie God nie. God het bloot die sleg wat ander aan hom gedoen het, gebruik om steeds sy planne vir hom en vir almal in Egipte te laat realiseer. Vers 20 sê dit vir my so mooi, julle wou my kwaad aandoen, my broers, julle het hierdie aan my gedoen, maar God wou daarmee goed doen. Geliefdes, in hierdie gebroke wêreld van vandag, word ons gedruk om regte besluit en na regte besluit te maak om enigsins sukses te haal. Ons word van kleins af geleer die risiko vir as ons 'n enkele voet verkeerd sit. Ons word gewaarsku oor die mag wat ons oor iemand anders se lewens het en dat ons deur een enkele besluit iemand se hele toekoms kan verander. En dit is absoluut waar. Maar dit is nie die hele verhaal nie. Ons kan ons pad in hierdie lewe verander. Ons kan verkeerde besluite maak wat ons toekoms affekteer. Die mense rondom ons het uiters baie mag om ons drome te verbreek, deure toe te maak. Maar dit is nie groter as God se voornemens vir ons nie. God het klaar al ons foute, al ons oortredinge, al ons slegte keuses inbereken. En dit is klaar afbetaal deur Jesus Christus. Ons foute, iemand anders se foute, kan nie God se voornemens vir ons verydel nie. Dit kan nie sy intensies vir ons ontspoor nie. Daarom wil ek elkeen vandag aanmoedig. Kom ons stop om God te nader met die mentaliteit van hoe ons sukses in hierdie lewe behaal. Kom ons stop om ons verhouding met hom te beskou as 'n konstante stryd waar ons onsself as goed genoeg moet beskou. Kom ons stop om God te sien as iemand wie eintlik gretig is om sy rug op ons te draai as daar maar net een foutjie gemaak is deur ons of deur iemand anders. Kom ons stop om te dink dat alles eers reg moet wees voordat ons na God toe kan keer. Want dit is net nie waar nie. Ons hoef nie God se guns deur volmaaktheid
te verdien nie. Ons foute kan nie God se bedoelinge vir ons dwarsboom nie. En God draai nie so maklik sy rug op sy kinders nie. Josef kon baie maklik gesê het, nadat hy as slaaf verkoop was en hy was op pad Egipte, toe hy in die tronk was, dit is my einde. Weens ander mense se verkeerde besluite, sal God nie eens iets aan my lewe kan doen nie, dis die einde vir my. My hele toekoms is vernietig. Wat 'n fout sou dit nie gewees het nie. Geliefdes, kom ons plaas ons hoop in die Here, en kom ons weet met absolute sekerheid, ons foute is klaar in bereken. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie dat ons weet, maar die foute wat ons vandag maak, staan nie tussen ons en U nie. Maar Here, baie kere dink ons te doen. Baie kere kry ons skaam, baie kere wil ons eerder nie voor U in U teenwoordigheid wees nie, oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Here, help ons asseblief om hierdie gedagte te breek. Help asseblief dat ons sal sien, maar Here, ons foute, ander mense se foute, dit wat verkeerd gebeur in hierdie lewe, is nie groter as U liefde vir ons nie. Ons sal altyd 'n plek by U hê. U sal altyd gewillig wees om U kinders te verwelkom. Here, vir dit kan ons net sê dankie. Ons weet ons verdien dit nie, maar ons weet U het dit vir ons kom gun. Ons loof U en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.